Julle, ek het nou baie benoud my ma geroep om te kom help, want hierdie goed, soos ek julle sê, stol vinnig. Ons het 2 sulke skinkborde volgepak. Jy kry omtrent so tussen 70 en 80 van hierdie koekies. En julle, ons het dit nou net uitgeskep. Kyk hoe vinnig stol dit. Dis lekker. Probeer dit. So ek gaan nou gou vir julle wys wat is die ingredients wat in hierdie resep inkom en die voorbereidings wat ek gemaak het om dit te doen. Okay, vir die Romani creams wat ek gemaak is hierdie die ingredients. Jou eerste gaan ons gebruik suiker, sout, kakaopoeier, jy kan enige kakaopoeier gebruik, botter, klapper en havermout. En dan kan jy aan die een kant kan jy vir jou 'n skinkbord regmaak met net so 'n bietjie folie op waarop ons dan nou die bestanddeel gaan uitskep later. Okay, let's begin. Okay, en dan natuurlik ook 'n swaarboompot en 'n houtlepel om jou bestanddele bymekaar te meng en ek gebruik ook hierdie skaaltjie waarin ek my ingredients gaan weeg. Okay, in hierdie pot heel eerste 125 gram kakaopoeier, dan 250 gram margarien, dit sal die helfte wees van hierdie pot. Ek wil net wys hierdie een is 'n salted butter wat ek hier ingooi, dis die een van Bonita. Okay, ons gooi hom sommer net so die helfte in die pot. Okay, en dan 4 koppies suiker. Julle 4 koppies suiker is baie, ek meet dit nie 100% af nie. As dit 'n bietjie minder is, dit gaan nie saak maak nie. Ek het so 'n klein bietjie minder in. Nie veel minder nie, maar ek het sommer net so. Ek gooi dit net in die pot. Wat ek nou nie gewys het by die ingredients nie, want dit het nog in die yskas gestaan, is 'n koppie melk. Julle kan enige melk gebruik. Ek hou daarvan om Long Life te gebruik in resepte. Okay, so hierdie is sommer net 'n gewone low fat Long Life melk. Okay, en nou kan julle die plaat net op 'n lae hitte sit. Julle almal se plate is verskillend. Ek natuurlik hou meer van gas, maar my ma het nie gasplate nie. So ek gaan hierdie ding dophou. Ek sit hom nou vir eers. Hierdie plate kan stel tot by 6. So ek gaan hom begin op 3 en dan sal ek kyk hoe vorder dit. Maar okay, kom ek wys julle hoe lyk dit in die pot. Okay, daar is al my bestanddele nou in die pot. Ek gaan dit nou net so 'n bietjie begin alles saam meng en dan wag tot hierdie botter lekker stadig deursmelt. So ja, julle terwyl ek nou wag vir dit om nou so 'n bietjie te smelt, wil ek vir julle sê, as jy nie vinnig is in die kombuis nie, kry vir jou ekstra hande wat jou gaan help om hierdie beslag uit te skep. So ek het mos nou klaar vir my hierdie plaat voorberei waarop ek dit gaan uitskep. Julle, dit maak baie koekies. So as jy nie vinnig is nie, hê maar altyd iemand op standby, want hierdie resep stol baie vinnig. Elke koekie is omtrent so groot, of jy kan hom so groot maak as wat jy wil. Ek hou daarvan om dit maar daai regte Romani size koekie te maak. So ek gebruik dan 'n eetlepel en 'n teelepel. Kom ek wys julle. So ek sal een so lepel vat en een teelepel, dan sal ek met hierdie ene uitskep die size wat ek elke koekie wil hê en met hierdie ene sal ek net die koekie afkrap op die skinkbord. So ja, kry maar mense gereed om julle te help. Okay, so jy kan hierdie nou maar net so derentyd bietjie roer. Dit moet lae hitte wees sodat die suiker nie begin karamelliseer en begin brand nie. So dit is baie belangrik dat jy hierdie resep oor lae hitte smelt. Okay, en dan terwyl ek nou wag vir hierdie om te smelt, gaan ek so lank my klapper en my havermout gaan ek uitmeet wat ek nou dan by hierdie mengsel gaan gooi. Sodra jy hierdie by die mengsel gooi en jy meng dit in, dit is van daar af wat jy nou vinnig moet speel. Okay, so hierdie wag ons nou net tot dit heeltemal gesmelt is en te begin borrel. Sodra dit begin borrel, dan gooi ek 2 koppies klapper en 6 koppies havermout by hierdie mengsel. Okay, dan wil ek net vir julle wys, dit is jou gewone havermout. Dit is nie die instant ene wat jy koop nie. Dit is jou gewone havermout wat jy gewoonlik gaar maak op die stoof. So 6 koppies van dit. Julle, en dan hou ek ook nou net daarvan om hierdie klaar met mekaar te meng, die klapper en die havermout. My ma het nog een van hierdie lekker lepels, ek dink dit kom nog van die ou Tupperware af. Hy het so 'n lekker gat in die middel wat baie lekker is om droë bestanddele mee te meng. So ek maak net seker dat hierdie havermout en klapper goed deurgemeng is voordat ek hom daarby gooi.
Okay, en dan as jy nou sien, die botter begin nou so al bietjie te smelt, dan kan jy nou ook net vir jou so 3 ml sout ook bygooi. Julle want die resep is baie soet, jy moet 'n bietjie daai soet 'n bietjie breek. Julle, hierdie is regtig 'n vinnige en maklike resep. Die ding wat die langste vat, is die voorbereidings. Maak seker dat jy alles voor die tyd klaar uitweeg en uitmeet, en die wag vir die botter om te smelt is die langste. Die res is chop, 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 chop. Okay, so julle kan nou hierso sien dat die botter het nou al amper deurgesmelt hierso, maar die suiker is nog baie grof. So jy moet seker maak dat daai suiker deurgesmelt is en jy wag totdat hierdie begin borrel. Kyk, hierdie verg 'n bietjie geduld. Dit is nou hier waar jy nie moet geduld verloor en jou plaat vinniger sit om vinniger te werk nie, want hierdie suiker moet stadig smelt. Okay, hy is nou baie naby aan borrel, maar net om hom te toets, sal ek die lepel net so vat en proe. As jy nog steeds daai suiker op jou tande voel, dan weet jy moet hom nog 'n bietjie smelt. So wag net tot al daai suiker gesmelt is. Okay, nou net so voordat hy begin borrel, kry ek vir my 'n broodplank reg waarop ek my warm pot gaan sit, en dan gaan ek hierdie mengsel, droë mengsel met die havermout en klapper, gaan ek daarin meng en dan begin die skeppery. So, hy het nou lekker gesmelt, dit is so lekker blink beslag. As jy hom so druk, kan jy sommer sien hoe lekker het hy deurgesmelt. Okay, nou werk ons bitter vinnig. Ek gaan eers net die helfte van hierdie bygooi en deurmeng. Okay, dat alles mooi gecover is. Jy kan sien dit is hoe dit lyk. En jy wil ook nie hê die beslag moet te droog wees nie, so ek gooi nie alles op een slag in nie. Alhoewel ek het hierdie resep al baie gemaak en dit was nog elke keer was dit die regte hoeveelheid. So, maar ek verkies maar nog steeds om net 'n bietjie op 'n slag in te gooi. En dan nog so 'n bietjie. So jy kan maar so, sê maar so 3 keer 'n bietjie van dit bygooi. En hierdie mooi deurmeng. Dan spoel hy raak nou stywer. Julle kan sien ek begin nou moet ek hom al so vashou. Okay. Hy voel eintlik vir my of ek redelik genoeg in het, ek moet sê. Okay, so dit kan ook verskil van havermout, klapper, hang af wat jy gebruik, maar hy lyk vir my amper of hy reg is, julle. Ek gaan so 'n klein bietjie van hierdie nog bygooi. Net 'n titseltjie. So kyk maar mooi dat hy nie te styf raak nie, julle. Ja, ek dink hierdie gaan genoeg wees. So omtrent hierdie hoeveelheid gaan ek nou nie saam ingooi nie. Jy moet maar regtig so 'n bietjie skat met die oog. So, julle, hy is baie soos 'n chocolate brownie. Sal ek sê. Ek dink hulle noem hom maar Roman cream omdat hy die klapper en die havermout in het. Maar hier, dit is nou presies wat jy wil sien. Is hy moet so lyk. Okay, nou gaan ek begin skep. Ek wil net so lekker mooi deurloop dat daar geen droë havermout is nie. Alles moet mooi gecover wees. En nou skep